Kan ek vir julle 'n vraag vra? Wie van julle was al ooit in julle lewe verlief gewees? Was julle al? Is nou 'n goeie tyd om te stamp en te sê ek is nog steeds. Maar onthou julle die gevoel? En ek is seker van dis 'n gevoel wat die jonger mense ook sal verstaan, want ek het met menigte tieners te doen gehad al, wat die verliefdheid het sommer die gedagtes en die denkprosesse en alles omgekrap. Verliefdheid is 'n snaakse ding. Dit maak dat jy bietjie dom goed doen. Is ek reg of verkeerd? Kan ek met julle 'n gedeelte deel uit my en Larusha, die begin van ons verhouding uit? Ek het in Parys gebly en sy het in Potchefstroom gebly. Sy het geswat daar. En ek het nie 'n groot salaris verdien nie. So ek het meeste van my salaris en soms van haar geld uitgery om te gaan kuier. Ek het so ver gegaan om die kilometers, rande en sent uit te werk wat elke trip my gaan kos. Ek dink ons het uitgewerk, dit kos my R120 om so intoe en terug te kom. Ek het my budget beplan rondom hoeveel keer kan ek gaan kuier die maand. Want hy is verlief. Jy is verlief, jy wil gaan kuier, jy wil hier verhouding bou. En sien, daar's min goed wat 'n mens wat verlief is nie sal doen nie. Ek is seker of van elkeen van julle het julle eie stories oor verliefdheid en wat gedoen was en die snaakse goed wat gebeur het. En daar's 'n ander ding van verliefdheid in 'n mens se lewe ook. Jy kan in 'n jong, wel, ek ken nou net tienerseuns want ek was self een, maar jy kan in 'n tienerseun se voorkom sien wanneer hy verlief is. Jy hoef hom nie eens te vra nie. Jy kan dit op sy gesig sien en jy kan op sy ore sien wie is die een. Want dit is gewoonlik wanneer sy instap, dan raak alles so ligte skakering van rooi. Want verliefdheid doen dit in 'n mens. Dit maak dat skielik wil ek mooier aantrek. Skielik het ek nooit belang gestel in parfuum of onderarmrol of belang gestel in 'n skeermes of niks nie. Maar nou wil ek skeer, nou wil ek mooi lyk. En dalk is vandag nie skeer die beste voorbeeld om te gebruik nie. Maar skielik stel ek belang daarin om lekker te ruik. Skielik stel ek belang om beter voor te kom, om mooier aan te trek. Skielik hoef my ma my nie te smeek om te gaan stort nie. Skielik hoef niemand my te herinner om my tande te borsel nie. Julle lag want julle weet. Want ek wil mos nou my beste gee, ek wil my beste voetjie voorsit. Ek wil alles in my vermoë doen om seker te maak dat ek hierdie ander persoon impress. Sy het my mos nou klaar raak gesien, wel ek hoop sy het. En ek gaan alles doen om seker te maak dat sy my raak sien. Ek onthou toe ek en Larusha net uitgegaan het, of nie, voordat ons begin uitgaan het. So om julle 'n bietjie inligting te gee, ek was nie haar natuurlike tipe man gewees nie. Sy het gehou van 'n langer man, bietjie meer vleis. En ek was die teenoorgestelde. Heeltemal. En ek onthou die eerste keer wat ek gedink het, Ek gaan nou probeer om haar te impress. Ek gaan nou probeer om iets te doen sodat sy my raak sien. Sy het musiekklasse gekry by die kerk waar ek jeugpastoor was. En sy het daar gestop met haar kar en nou weet ek van die vorige week wat sy kom oefen het, dat sy 'n verskriklike swaar amp wat sy moet saamdra. So ek staan die hele tyd so by die deur om te kyk wanneer stop hy silwer micrakkie voor die hek, want as hy daar stop wil ek daar wees. Ek wil vir haar sê, ek sal jou help dra. Ek sal jou help dra aan hierdie verskriklike swaar amp. Jy hoef dit nie alleen te dra nie. Kan julle raai wat was haar woorde aan my? Nee, ek is okay. Nou wat moet ek doen? Sy sê net vir my nee, nou staan ek daar, sy vat die amp. In elk geval. Daar's nog een storie, ek beloof dan is ek klaar, dan gaan ek aangaan met die preek. Ons heel eerste koffiedate. Heel eerste ene.
Ek het uiteindelik haar gekry om so ver te gaan om saam met my te gaan koffie drink. En ons gaan na 'n koffiewinkel toe en die koffiewinkel het 'n skaakbord gehad. Hulle het 'n klomp games en goed gehad wat jy kan speel en ek verstaan so 'n bietjie van skaak. Ek weet darm hoe die mannetjies moet beweeg en ek weet daar's niemand in my familie wat beter as ek skaak gaan speel nie. So ek sê toe vir haar, kom ons speel skaak. Min weet ek dat sy is so 3, 4, 5, 6, 13 grade bo my. Ek was nog nie eens lekker seker of die spel begin het nie, toe sê sy vir my skaakmat. So my vermoë om te impress was nie goed nie, maar die Here het 'n plan gehad want ons is toe getroud. Hy het maar vir my voorsien op maniere. Hy het maar seker gemaak hierdie dinge werk uit. Nou Paulus in die Bybel praat oor 'n soortgelyke scenario. En ek weet daar's nou nie slides vanoggend nie. Ek vra groot om verskoning, maar dalk is dit 'n goeie geleentheid om weer te leer hoe werk ons Bybels. So Paulus praat van dieselfde tipe situasie in 2 Petrus 3 vers 14 en 15 en ons gaan aan. Ons het laasweek gepraat oor geestelike groei. En ek wil hierdie week weer praat ook oor geestelike groei. Want sien, soos wat 'n verliefde jong tienerseun groei van iemand wat nie gestort het nie, nie gebad het nie, nie tande geborsel het nie hare gewas het nie, na skielik ryk dit net sommer lekkerder in die huis. Net soos wat hy daai groei gemaak het, so is daar 'n tipe groei wat by my en jou ook plaasvind, die dag wanneer ons besef wat Jesus Christus vir ons gedoen het. Die dag wanneer ons besef wat daar vir ons in die hemel wag, dan gebeur dieselfde proses. Hoor wat sê 2 Petrus 3 vers 14 en 15. Dit sê, daarom geliefdes, omdat julle hierdie dinge verwag, streef ernstig daarna om deur hom in vrede, vlekkeloos en onberispelik bevind te word. En beskou die lankmoedigheid van ons Here as 'n geleentheid tot verlossing, soos ook ons geliefde broer Paulus volgens sy wysheid wat aan hom gegee is, aan julle geskryf het. Die engel sê, so then, dear friends, since you are looking forward to this, make every effort to be found spotless, blameless, and at peace with him. Bear in mind that our Lord's patience means salvation, just as our dear brother Paul also wrote you with the wisdom that God gave him. Sien, ons as mense, wanneer dit kom by ons optrede, by ons gewoontetjies, by ons maniertjies, by ons dinge, kan redelik opstandig raak. Het julle al sulke mense beleef? Hulle gebruik gewoonlik sinne soos, ek is nie meer 'n kind nie. Niemand sê vir my wat om te doen nie. Ek het nog hier. Hoekom moet ek by die reëls hou? Nou, omdat ek gewoonlik by die tieners gehoor. Daar's nog ene wat die tieners lief was om te gebruik. Maar hoekom? Ek maak dan mos niemand seer nie. My optrede benadeel niemand anders nie, so hoekom is dit dan nou verkeerd? Hoekom mag ek nie doen wat ek wil nie? En hierdie teksgedeelte vanoggend gee vir ons presies wat ons nodig het om te weet. Rondom hierdie geestelike groei, wanneer ek Jesus ontmoet, wanneer ek hom ontdek, wanneer ek begin lees wat vir my in die hemel verwag, en ons word gekonfronteer met verandering, en hierdie opstandigheid binne my vind plaas. Hoe hanteer ek dit dan? Die eerste punt wat ek vir julle wil maak vanoggend is, daarom streef ernstig na. Die woord daarom in die Bybel is seker gekoppel aan van die mees interessantste gedeeltes in die woord van God wat ek en jy sal lees. Want wat die woord daarom doen, is dit verbind die geestelike waarheid met die fisiese
manifestering of die geestelike waarheid met ons fisiese verwagting, met ons fisiese optrede. So wanneer die apostels of die skrywers die woord daarom gebruik, dan weet jy, hulle is besig om vir jou die geestelike met die fisiese te konnekteer, te las met mekaar. Om 'n fisiese verbintenis te maak met die geestelike. So in die lig van wat Petrus gesê het in die eerste 13 verse. Die eerste 13 verse van 2 Petrus, want onthou hy gebruik nou daarom. So daar was 'n geestelike gedeelte en dan sê hy daarom is hierso die fisiese gedeelte. Die eerste gedeelte, die eerste 13 verse, praat hy oor Jesus se belofte staan nog. Dis waar ons die vers kry dat die Here stel nie sy belofte uit soos wat sommige van ons dink nie, maar hy is geduldig sodat elkeen tot verlossing kan kom, dat elkeen tot bekering kan kom. Dit is ook gedeeltes waar hy praat, waar hy sê, in die hemel is 1000 jaar soos een dag, en een dag is soos 1000 jaar. Dis ook die gedeelte waar hy vir ons sê dat hierdie aarde gaan vergaan. Alles gaan uitmekaar uitsmelt en opbrand, hierdie aarde gaan agteruit gaan, maar wat vir my en jou wag, is 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. So hierdie is die geestelike goed wat hy sê. Hy sê God is in die hemel besig om te werk. Hy maak seker dat elke persoon die kans het om tot bekering te kom. Hy sê en tyd daar werk bietjie anderste en hier op aarde gaan dinge agteruit gaan, maar vir ons is daar 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. En dis die geestelike goed wat hy sê. En dan sê hy, en ek gaan weer vers 14 vir ons lees, daarom, in lig van al hierdie geestelike goed, daarom geliefdes, omdat julle hierdie dinge verwag, streef ernstig daarna om deur hom in vrede, vlekkeloos en onberispelik bevind te word. Ek moet ernstig daarna streef om in vrede, vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind te word. Hoekom? Wat is jou motivering? Want motivering bepaal hoe ernstig ek hierdie ding gaan opvat. Is ek reg of verkeerd? As my onderwysers op skool vir my moes gesê het, ag, Jacques, ou Rosie, sal jy nie asseblief tog net vir 'n oomblik vir juffrou kans gee om net die les klaar te maak nie? Dan het niks gebeur nie, niks het verander nie. Daar was een siviele meneer, hy het vir ons siviele ingenieurswese gegee. Hy het nog die ou manier van skool gehad. Hy het een keer gepraat, en dan 'n tweede keer het jy gevoel. Hy het my uitgeroep, ek het 'n permanente instelling gehad, dit is net om julle 'n idee te gee, van hoe opstandig ek was. Daar was 'n permanente instelling, 'n permanente verstandhouding tussen my en hom, dat wanneer ek klas toe gaan, dan moet ek klaar buk vir 3 houe. Ek het nog niks gedoen nie. Dis net vir wat ek gaan doen, wat hy nie gaan sien nie. Dit was die instelling. Want my motivering op skool was nie altyd daar om gehoorsaam te wees nie. En ons motivering op aarde om ons lewens te verander, is soms ook goed wat nie vir ons goed genoeg is om eindelike verandering te bring nie. Ons motivering soms is mense. Soms dink ek wil my lewe verander, want ek wil die beste wees vir die mense om my. Die probleem daarmee is mense stel te leer. En dan skielik is my motivering ook daarmee heen. Sien, soms is jou motivering jou vrou en jou kinders, dat jy die beste vir hulle wil gee, en ek sê nie dit is slegte motivering nie, dit is baie goed, jy moet die beste vir hulle wil gee, maar dit moet nie jou eerste punt wees vir hoekom jy dit doen nie. Soms, en dis nie vir almal nie, dit was nie vir my nie, soms is reëls jou motivering. Soms die feit dat die landswet sê, jy moenie meer as 80 in hierdie sone ry nie, ry ek nie meer as 80 in hierdie sone nie. Maar soms is dit ook nie genoeg motivering nie. Soms is daai bordjie nie genoeg om vir my te sê, okay, ek gaan hou by die reëls nie. Soms is dit die kerk, of die pastoor,
En as jy nog jonk en verlief is dit die moontlike skoonouers wat die motivering ook soms is. Maar dis nie goeie motivering nie. Wat sê hierdie teksgedeelte moet jou motivering wees? Wat is die gedeelte daarom voor hierdie teksgedeelte? Want hy sê, streef ernstig daarna om in vrede vlekkeloos en onberispelik te vind te word. Maar wat moet jou motivering wees? Hy sê jou motivering is dit wat vir jou in die hemel wag. Dit wat God vir jou instoor het. Dit wie Jesus Christus vir jou is. Dit is jou motivering. Hoe gaan jy jou lewe omdraai? Besef dat God wil hê jy moet jou lewe omdraai. Hoe gaan ek ontslae raak van al hierdie slegte gewoontes? Besef dat God van jou verwag om hierdie gewoontes uit te figure en uit te sorteer. Jou motivering is baie belangrik. As ek en jy geestelik wil groei en vorentoe beweeg, moet ons motivering van die begin af reg wees. Ons moet weet vir wat en vir wie doen ons dit. Om eerbiedigheid voor God te hê. Jou motivering is jou toekomsverwagting. Jou motivering is jou voorkoms voor Jesus Christus. Sien, baie keer is ons motiverings hoe ons lyk voor ander mense. Ek kan my haartjies mooi en ek maak seker my das is mooi reguit en my hemp is mooi ingesteek. Want ek wil daarom ordentlik lyk voor mense. Dis my motivering om aan myself uiterlik te werk. Maar wat my motivering om innerlik te werk gaan wees, my voorkoms eendag voor Jesus Christus. Daar is 'n vers en as hierdie vers jou nog nie aangespoor het nie, as hierdie vers nog nie diep in jou hart ingekruip het nie, as hierdie vers nog nie vir jou motivering gegee het nie, dan wil ek hê moet jy ernstig tyd in jou binnekamer gaan spandeer rondom hierdie vers. Want jou motivering moet wees Matteus 25 vers 23. Dit sê, sy eienaar het vir hom gesê, mooi so, goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Deel in jou eienaar se vreugde. Die engel sê, his master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Wanneer ek eendag voor Jesus Christus staan, wanneer ek by die goed wat voor Petrus se daarom is, die hemelse goed, wanneer ek daar aankom en ek staan voor die poorte en Jesus is voor my en hy sê vir my, as jy maar net gereageer het toe ek gepraat het. As jy maar net gedoen het toe ek gevra het. As jy maar net opgetree het toe ek vir jou gesê het. Dit gaan 'n hartverskeurende tyd wees. Het jy al ooit gewonder hoekom die woord van God sê gaan daar trane in die hemel wees? Het jy ooit gedink hoekom sou daar 'n geleentheid wees om hartseer te wees wanneer ek in die hemel is? Want ek gaan besef ek kon soveel meer gedoen het. Ek kon soveel meer gegee het. Ek kon soveel meer verander het. My motivering moet wees hier op aarde om my lewe reg te kry, dat wanneer ek voor hom staan, hy vir my ook sal sê, well done, good and faithful servant. Goeie en getroue dienskneg. Oor min was jy getrou. Ek het jou min gevra. Ek het vir jou klein goedjies gevra. Jy was getrou in die klein goed. Weet jy wat gaan gebeur? God gaan jou aanstel oor die groter goed. En die groter goed is lekker. Stem julle saam? Groter salaris, is lekker. Groter kar, is lekker. Groter posisie, groter invloed. Groter status, al hierdie goed is lekker, maar weet jy wat se vereiste het dit? Om getrou te wees in die klein goed. So wanneer ek groter in my geestelikheid wil wees, wanneer ek groter wil wees, wanneer ek bid en ek vra, Here, hoekom kan ek nie ook
'n halfuur of 'n uur aan een bid nie. Here, hoekom kan die woord nie vir my ook so oopgebreek word nie? Here, hoekom kan ek nie so geestelik wees soos die ander mense nie? Hoe getrou is jy in die klein goedjies? Want jou motivering bepaal hoe ernstig jy gaan werk aan daai klein goed. Amen. Die rede hoekom ek my lewe wil skoon en heilig hê, is sodat ek eendag voor hom in vrede, vlekkeloos en onberispelik kan staan. Dit moet geen ander rede wees nie. En ek het dit nou al gesê, maar die probleem met enige ander rede is dat al die ander redes stel te leer. Al die ander redes maak ons harte seer en krap ons om. En dan is die motivering ook daarom skielik nou nie meer so baie nie. Want hoekom moet ek by die landswette hou as die paaie in elk geval vol gate is? Hoekom moet ek by die landswette hou as hulle almal dan nou so korrup is? Verstaan julle daai? Motivering is 'n groot gedeelte. Want weet jy wie is getrou altyd? Jesus Christus. En sy belofte bly staan. Ek gaan eendag voor hom in die hemel kom. So daar's niks wat my gaan teleurstel. Ek gaan nie in die hemel kom en dink, "Oh wow, was dit nou vir die gewees?" Nee. Jy gaan ook op jou aangesig neerval en besef die grootheid en die glorie van Jesus Christus. Amen. Die tweede ding wat ons in hierdie teksgedeelte sien, is lankmoedigheid of genade, patience, lei na verlossing toe. Die Here se lankmoedigheid is daar sodat jy tot verlossing kan kom. Ek onthou as 'n kind, hoe het ek kanse gevat? Die lyn getoets. Ek het altyd as my ouers vir my 'n opdrag gegee het of 'n Levite voorgelees het ek gekyk hoe naby kan ek aan daai lyn kom totdat hulle reageer. En dan weet ek, okay, daar's die lyn. Ek weet tot waar kan ek gaan, dan is ek veilig. Ek het hulle getoets. En baie keer het hulle nie gereageer nie, en dan gaan ek ver verby die lyn, en dan is 'n ou spyt, want dan het jy aangejaag, en ek was 'n stoute tiener gewees. En ek onthou een van die goed waaroor ek die meeste spyt was in my hele lewe. En my ma sal my seker tot vandag toe nie glo nie. Ons het in 'n kompleks gebly, en in een van hierdie, op die kompleks was daar 'n klomp buitekamers gewees waar hulle nou die grasnyers en die goed gestoor het. En die een ruit was al reeds gebreek. Beloof, hy was al gebreek. Regtig. Ek het net besluit, ek wil hom verder breek. En toe sny hy my hand. En ek gaan toe na my ma toe en ek sê, ek het nou 'n probleem, my hand is gesny, want ek het die gebreekte ruit verder gebreek. En sy het my net so gekyk en gesê, maar kry vir jou. En dit was vir my 'n diep teleurstelling. Ek het hierdie lyn te ver getoets, ek het nou gedoen, en nou is die reaksie nie wat ek verwag het nie. En ons as mense doen dieselfde. Ons besef dit nie, maar ons doen presies dieselfde. Ek kyk hoe naby kan ek aan daai lyn kom. Ek kyk hoe naby kan ek kom voordat dit sonde is, voordat iemand met my gaan raas, voordat ek in die moeilikheid gaan kom. Want ek wil weet hoe ver kan ek dit druk. So Petrus sê, jou motivering is in die hemel, daarom moet jy streef om beter te wees, streef om vlekkeloos, onberispelik en in vrede voor hom te wees. En dan sê hy, en beskou die lankmoedigheid van ons Here as 'n geleentheid tot verlossing. Die engel sê, bear in mind that our Lord's patience means salvation.
Die Here se lankmoedigheid en genade met jou is nie vir jou om te kyk hoe naby kan jy aan die lyn kom nie. Is nie vir jou om te probeer uitfigure, nou wat is vir my sonde en wat is nie vir my sonde nie, en wat is reg en wat is nie reg nie. Die Here se genade is daar sodat jy tot bekering sal kom. Die Here se lankmoedigheid en sy patience is daar sodat jy jou lewe kan verander, nie om te toets waar's die lyn nie. Die Here se genade en lankmoedigheid is daar sodat jy elke dag nog 'n kans het om vrede en vlekkeloosheid en onberispelikheid. Is dit 'n woord? Voor hom te staan. Soms hanteer ons die Here ook soos een van hierdie lyne. En hoe minder weerstand daar is, gewoonlik hoe erger raak dit. Sien, dis omdat ons die verkeerde persepsie het van genade of lankmoedigheid. Sien, die Here se genade of sy lankmoedigheid is nie daar sodat ek en jy kan leef soos wat ons wil leef nie. Sy genade en sy lankmoedigheid is nie daar sodat ons kan doen wat ons wil doen en hy gee ons die geleentheid om dit te doen want hy is lankmoedig en genadig nie. Dit is nie daar, sy lankmoedigheid en genade is nie daar sodat ek en jy kan sê, okay, maar wanneer ek ouer is, sal ek my lewe uitsorteer nie. Wanneer ek eendag daar kom, sal ek dit eendag doen nie. Dis nie hoekom dit daar is nie. Dis daar sodat jy elke dag nog 'n kans het om te draai en te sê, Here, van vandag af wil ek. Weet julle wat is eintlik 'n baie vreesaanjaende waarheid wat min mense besef. En ek wil hê jy moet vanoggend vir 'n oomblik net daaraan dink. Jy het geen idee hoeveel tyd jy nog hier op aarde het nie. Jy het geen idee wanneer jou dag om die draai is nie. Jy het geen idee wanneer jou wegraping gaan kom nie. Geen. Ja, as jy siek is en die dokter sê vir jou, jy het soveel maande, het jy al nader aan 'n idee as meeste mense, maar ek wil ook vir jou sê, niks is onmoontlik by God nie. Jy het nie 'n idee nie. So hoekom, en dis die logika wat ek gebruik, ek wens ek het meer logika op skool gehad, hoekom wil ek soveel kansse vat met die lankmoedigheid en die genade van Jesus Christus, as ek nie weet hoe lank tyd het ek nog oor nie? Ek weet nie wanneer het ek nie meer 'n kans om te verander of om dit reg te maak nie. Petrus 3 vers 9 sê, die Here stel nie die belofte uit soos party mense dink nie. Inteendeel, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê sommige mense verlore moet gaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Die Here is geduldig. En ons sien soms hierdie geduld as, môre is nog 'n kans. Môre kan ek verander. Môre sal ek hieraan werk. Weet jy wat? My nuwejaars voorneme vir 2026 is dat ek gaan 1, 2, 3, 4, 5. En ek dink ek het tyd tot volgende jaar toe. Kan ek vir julle sê, ons het baie amper net tyd gehad tot einde September toe. Baie amper. Ons sou dit in elk geval ook gemis het. Maar die Here is geduldig. En hy stel nie sy belofte as prins uit nie, maar omdat hy geduldig is, gee hy elkeen nog 'n kans. Sien, die mispersepsie wat ons het rondom Jesus Christus is juist dit, ons dink dat hy net liefde is. Hy's net genade, hy's net lankmoedigheid. Ons sien hom net in daai lig. Kan ek vir julle iets openbaar vanoggend wat ek hoop jou persepsie so bietjie gaan verander? Weet jy dat hy heilig is ook?
en dat in sy teenwoordigheid kan daar geen onheil wees nie. Dis hoekom God vir die Israeliete gesê het, dat net die hoëpriester, nadat hy skoon gewas is van sonde, in die allerheiligste kan ingaan. Want sonde en onheil kan nie in God se teenwoordigheid bestaan nie, dit kan nie leef nie. Hulle het so ver gegaan om 'n tou om sy middel vas te maak en klokkies aan sy rok, sodat as die klokkies ophou lui, hulle hom terug kan trek. Want dan het hy dit nie gemaak nie. Jesus Christus en God die Vader is heilig ook. En daarom kan ek en jy nie toelaat. Ons kan nie toelaat dat daar onheil aanhoudend in ons lewens seevier en posvat in ons lewens nie. Ons kan nie toelaat dat dit net deel van ons lewens bly nie. Daarom wil ons verander. Hy is regverdig. Regverdigheid dis een van daai goed wat ons so graag vir ander mense wil bid, maar wanneer dit by onsself kom, dan skielik vergeet ons van regverdigheid. Skielik, ek kan nou net nie onthou nie. Ons wil bid en vra, Here, sort hulle uit. Here, ruk hom. Here, dop sy lewe om. Here, U is regverdige God. Hierdie onheil kan nie in die teenwoordigheid staan nie. Ons bid dit vir ander mense. Maar wanneer dit by my kom, ag Here, hê genade met my. Here, U is 'n liefdevolle God. Here, U is nie 'n God wat oordeel nie. Hy is regverdig vir jou net soos wat hy vir almal anderste is. Jy geweet dat God is jaloers ook. Hy wil jou hê en hy wil alles van jou hê en hy wil jou deel met niks en niemand nie. Petrus noem hier aan die einde van vers 15, dan sê hy, die engel sê, just as our dear brother Paul also wrote you with the wisdom that God gave him. En die vraag wat ons dan moet nou vra is, maar wat het Paulus dan nou geskryf wat vir Petrus geïnspireer het? Wat het Paulus geskryf wat vir Petrus se oë laat oopgaan het en gesê het, wow, hierdie is ook iets wat ek vir my volgelinge moet skryf, hulle moet ook hierdie ding verstaan. En ek vermoed, dis nie vir ons duidelik nie, maar ek vermoed is Romeine 2 vers 4. Dit sê, of verag jy die rykdom van sy goedheid, verdraagsaamheid en geduld, en besef jy nie dat God se goedheid jou tot bekering wil bring nie. God se goedheid is nie daar om vir jou die lewe te gee wat jy so graag na die vlees wil najaag nie. God se goedheid is daar sodat jy tot bekering kan kom. Die feit dat jy elke oggend jou oë oopmaak, is God se goedheid om jou nog 'n kans te gee om te werk aan dit wat hier binne is. Die feit dat jy elke oggend asemhaal, is God se goedheid om jou nog 'n kans te gee om te sê, Here, ek weet ek het nog goed om aan te werk. Die rede hoekom jy hier op aarde nog is God se goedheid, want vir jou is daar nog 'n kans. Ons 'n Bybelvers wat sê, His mercies are new every morning. Elke oggend wanneer jou oë oopgaan, het jy weer 'n kans en dit is God se goedheid vir jou. Of verag jy dit? Want wanneer ek nie daai tyd en moeite insit om te verander aan wat hier binne is nie, om reg te maak dit wat verkeerd is nie, as ek dit nie doen nie, dan verag ek sy goedheid en sy geduld. Ek maak dit goedkoop. Ek wil afsluit. Die rede hoekom jy nog hier in die kerk kan sit,
is omdat God verdraagsaamheid het en jou nog 'n kans gee. Die rede hoekom jy nog kan bid en God jou gebede hoor, is omdat hy verdraagsaamheid het. Die rede hoekom jy nog nie jou kans verloor het om hom te dien nie, is omdat hy geduldig is. Die rede hoekom jy nog tot verlossing kan kom, is omdat God geduldig is. Moet dit nie vanoggend verontagsaam nie. Moenie vanoggend die uitstap en dink, môre is nog 'n kans nie. Moenie uitstap en dink dat eendag sal ek maak erns daarmee, met die gedagte, met die dryf om heilig, onberispelik, in vrede voor hom te leef. As jy hier uitstap vanoggend, maak erns daarmee, om te sê, Here, hier is my lewe, wys vir my. Dawid bid, hy sê, Here, deursoek my hart vir enige onheil. Here, kom wys vir my die pad van smart. Here, kom wys vir my, wat is daar in my lewe, wat nog nie vir U goed is nie. Wys vir my, sodat ek daaraan kan werk, Here, want ek weet ek gaan nooit heilig wees nie, maar Here, ek wil my beste doen hier op aarde, om vir U heilig te leef. Josef, toe Potifar se vrou hom gryp aan die kraag, het nie gehardloop omdat hy bang was vir Potifar nie. Josef het nie gehardloop want hy was bang om in die tronk gegooi te word nie. Josef het nie gehardloop want hy was bang hy word geslaan of gestraf nie. Josef het gehardloop want hy het 'n vrees vir God gehad. Kan ek julle vanoggend uitdaag om dit te probeer? Dit gaan vreemd wees die eerste keer, en daar's dalk van julle wat lanklaas gehardloop het. Maar wanneer sonde jou pad langs kom, doen dit. Ek praat van fisies. Draai om en hardloop. Wanneer jy gekonfronteer word met hierdie slegte gewoontes, wanneer jy op daai punt kom waar jy voel, nou gaan ek weer my geduld verloor, en nou gaan ek weer dinge sê wat ek nie moet sê nie. Draai om en hardloop. Dit gaan vir almal vreemd wees in die begin, ek beloof jou. Maar dit gaan help. Draai om en hardloop. As jy gekonfronteer word met die goed wat jy probeer los, gaan vang 'n draffie om die blok. Hardloop. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Here, ons as mense wil vanoggend voor U kom en ons wil vra, Here, heel eerstens vergewe ons van al ons sondes, Here. Ons besef dat U is 'n goeie en heilige God, liewe Heer. U is 'n almagtige God, liewe Heer. En Here, U verdien net ons beste, uiterste, absolute beste, Here. En daarom wil ons kom vanoggend om verskoning vra en sê, Here, ons is jammer dat ons dit nie gegee het nie. Here, ons wil ons sondes voor U kom bely, Here, want U woord sê dat U is goed en getrou, en wanneer ons sonde bely, liewe Heer, sal U ons vergewe. Here, ons wil kom bely voor U vanoggend dat ons is sondaars. En ons sukkel, liewe Heer, en ons wil vra, Here, dat U ons die vrymoedigheid en die krag sal gee om 'n staan te maak en om op te staan en te sê, ek wil in vrede, heilig en onberispelik voor U staan. Here, gee ons die krag om die nodige veranderinge te maak in ons lewe wat ons moet maak, Here. Here, lei ons nie in die versoeking nie, Here, maar verlos ons van die bose. Here, dankie vir U goedheid
en u guns, Here, dankie vir u getroue liefde. Ons bid dit alles in u naam alleen. Amen en amen.